Hartlike goeiedag en jy's ingeskakel hier op Live FM. Die program waarna jy luister is Bid Stop met God, saam met my Dominee Willie Henning. Ons sê moes nou vir mekaar dat die lese van hierdie program is wanneer die tekkie die teer tref. Daar moet ek en jy Jesus Christus leef. Dis hy. As dit moeilik gaan, dan moet ek en jy leef soos Jesus. Dis eenvoudig, dis die standaard. Ons moet meer en meer gelykvormig word aan die beeld van Christus. Is dit nie wonderlikie? Jy al gedink, jy gaan nou nie Christus word nie, hoor, moet nou nie daai teologie inlees as ek dit vir jou sê nie. Ons gaan nie klein Christusies word nie, nee. Ons gaan word soos Christus. Met ander woorde, ons kan sy karaktereienskappe beginne deelagtig word. Ons kan beginne optree soos hy optree. Ons kan beginne praat soos hy praat. Ons kan so beginne leef soos hy leef. Nou, ek praat met jou, in hierdie afgelope paar weke praat ons oor die visserman se storie. En dis 'n aansienlike dieper Bybelstudie, kan ek so sê, bietjie dieper gesprek ten opsigte van Petrus, die boek Petrus, 1 Petrus. 'n Wonderlike gedagte om te dink hoe God hierdie man verander het. En ons gaan gesels verder daar in 1 Petrus 3, en as jy saam met my gevolg het, nou ja, asseblief, maak so, blaai so intoe, of luister saam, en ek gaan vir jou so versie vir versie saam deurgaan. Nou, die vorige week het ons gepraat oor heilig die Here God in julle harte, dis vers 15, 1 Petrus 3, 15, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aangaande, te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Nou, ek hoop jy daardie ter harte geneem, en ek hoop jy kan so rekenskap gee. Ek dink vir my, terwyl ons die program inlyf, ek dink een van die moeilikste vrae is, as jy met mense beginne gesels, en miskien, ons kan nou sê getuig, ek wil nou nie sê altyd net evangeliseer nie, maar is 'n manier van getuienis. As jy met mense gaan praat, kan hulle getuig daarvan dat hulle waarlik waar die Here Jesus Christus ontmoet het. Kan hulle getuig daarvan, hoor nou, as mense met jou praat, kan hulle getuig dat hulle die Here God in hulle harte geheilig het. Met ander woorde, hulle is afgesonder vir die Here. Christus leef deur die Heilige Gees in hulle. God leef daar in hulle wese, in hulle hart. En kan hulle dit getuig met sagmoedigheid en vrees? Want baie kere vind ek, jy kan dalk so getuig, maar die ander persoon kan nie getuig so nie. En ek dink in 'n groot mate help ons mekaar, ons help die ander persoon wat dalk nog nooit geloofsekerheid het nie, om te sê, maar kom ek help jou, want ek gaan met sagmoedigheid en vrees praat. En onthou vir hierdie mensies wat Petrus voorskryf, is die verstrooides, die vreemdelinge, hulle word vervolg. In die konteks, hoor nou, dit is baie belangrik as jy die konteks weer gaan terugsit. Met wie praat Petrus? Hoekom skryf hy dit? Want dis Christene wat vervolg word. Hulle ly. En tog leef hulle met vrede en met vreugde en met hoop. En in 'n wêreld wat hulle nie daar wil hê nie, 'n wêreld wat hulle verdruk, 'n wêreld wat hulle beskuldig en vermoor en veroordeel. En nou sê dit vir my, Petrus sê eintlik, hulle verwag, as iemand met hulle gesels, as iemand iets merk op hulle, want ons het nou daar voorafgaande gedeeltes gepraat en gesê, hulle moenie terugskel nie, moenie terugbeklei nie, ensovoorts. Dan kom jy agter om te sê, maar as mense agterkom, hoekom reageer jy anderste? Kind van die Here, dan moet ek en jy kan rekenskap gee daaroor. Nie net om te sê, ja, ek is maar so 'n nice ouetjie altyd nie. Nee. En jy moet ook nie hoogmoedig wees hier. Dit gaan nie oor argumente gaan wen nie. Dis nie waaroor hy gaan nie. Gaan ook nie oor hoogmoedigheid te wees daarin om te sê, maar ek is nou 'n kind van die Here nie. Asseblief nooit nie. En toe het ek met julle gepraat, ten spyte van dit wat jy deurgaan, want ons het gesels ook oor lyding. Lyding sê nie vir my God is afwesig in jou lewe nie. As daar krisis is, dis nie dit nie. Moenie so intoe gaan. Moenie laat die vyand met jou woer speel nie. En vir jou sê, man, kom ek vat jou terug daartoe, jy's alleen, ensovoorts. Nee. Maar die vyand hou daarvan, want hy weet hy kry dit so maklik reg. En die laaste vraag wat ek jou gevra die vorige keer was om te sê, as mense na jou lewe kyk, ten spyte van hierdie, en hulle vra rekenskap aangaande daardie hoop wat in jou is, kan hulle waarlik waar sien is, die rede is, hoekom jy so deur hierdie krisis gaan met vrede? Wat is die rede? Kan jy vir hulle 'n rede gee? Hoekom is jy rustig? Hoekom is jy kalm? Hoekom is daar vrede? Hoekom hou jy aanglo nadat so iets jou getref het, wat ander mense se appelkar heeltemal omgooi en ontspoor, totaal en al? Party mense kom net nie oor dit nie. Maar jy gaan deur dit en jy bly aanglo. Is daar iets spesiaals? En hoekom breek jy nie? Hoekom breek jy nie? Hoekom gee jy nie op nie? Hoekom gooi jy nie die handdoek in nie? Hoekom stap jy nie weg nie? Hoekom bly jy vas aan die Here klou, getrou, en jou vas daardie hoop wat hy vir jou gegee het
en bevestig dit diep in jou wese. Nou geniet die musiek, ons gesels verder hier by Pitstop met God, saam met my, Dominee Willie Henning. Ek wil vir jou sê, ek is so dankbaar dat jy ingeskakel bly. En as jy nie inskakel, onthou, dis by Live FM, dis 100.6 daar in die Kosh area en 98.1 FM daar in Potchefstroom. En dan aanlyn www.livefm.co.za. Ons is besig om te gesels oor die visserman se storie en dit handel oor Petrus. Petrus is besig om te skrywe daar in 1 Petrus 3 vers 18. Ons het gesels oor die lyding, ons het gesels oor die getuienis wat jy moet kan gee aangaande die hoop. En dan kom hy by hierdie pragtige teksvers uit vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Ons het gepraat daaroor, as jy ly, te spyte van dat jy goed doen, en jy ly, dan wees gebless. As jy ly, en jy word gepenaliseer, en word gepak slaag gegee, omdat jy iets verkeerd gedoen het, dan vaar dit, en gaan aan. So nou kom ons by Christus, nou sê ons vir mekaar, ons het mis nou gepraat, wie is die voorbeeld, en hier kom hy, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige, vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Ek hoop jy lees ietsie daar raak, wat vir jou diep tref, as jy dit kan lees. As jy dit kan hoor, bid ek dat die Here jou sal bless. Hoor wat sê hy, wat bewerk hierdie offer van Christus? Hoor wat bewerk dit? Om ons tot God te bring. Kan jy dink Christus se lyding? Was nie verniet nie? Dit was nie per toeval nie? Was nie per ongeluk nie? Was nie 'n nuwe plan B, C en D nie? Nee. Om ons tot God te bring. Anders kon ons nie. Daarom het hy kom sterf, daarom het hy gelei. Hy is sondeloos volmaak, maar hy het kom lei. So, is God onregverdig? Is God om gestraf as prins? Lekker, ek is lief vir my seun, maar ek gaan jou, nooit, God het nooit so uit wraakheid gestraf nie. God het in liefde gestraf, bedoelende, die straf wat op ons moet wees, is op Christus oorgegaan. Die pak slaaf wat ons moet kry, die vuur hel wat ons moet kry, het Christus gedra om te sê, weet wat, ek dra die sonde en daarom hoef jy nie hel toe te gaan nie. Daarom hoef jy nie hel toe te gaan nie. Daarom hoef jy nie in die verdoemenis gewerp te word nie. Daarom hoef jy nie te hoor, gaan weg van my af nie. Want ek kom en ek bring jou na Christus toe. Ek bring jou na God toe deur my offer. En ek weet dit is moeilik, want hoor die kontras, en miskien word jy ook so behandel. 'n regverdige persoon word onregverdig behandel deur onregverdiges. Want die regverdige kom sterf vir die onregverdiges. Het jy al gedink aan? Ek dink die kerk is sekerlik so. Jy gee geld, jy bid, jy bewerk, jy gaan aan, jy's om mense te bereik wat teen jou moontlik teen die kerk is, teen God is, wat God nie soek nie, wat nie belangstel nie, wat nie wil weet van die Here en die ewigheid nie, maar jy werk en jy gee en jy's betrokke, jy's om hulle te bereik. As hulle dit maar net kan verstaan en weet, totdat hulle ook gered raak en bevind hierdie getuienis van die Heilige Gees in hulle binneste, dat hulle kinders van die Here is, dat hulle wil hê, anders moet ook daar die vreugde en vrede en sekerheid kan hê, dan aangaande die hoop in Christus, wat daar is vir ons vir ewigheid. Man, sy mond vol, ek sê jou sy mond vol, maar prys die Here daarvoor. Die regverdige vir die onregverdige. Die heilige Christus, die kontras, die heilige, vir die sondaar, hy wat sonder sonde was. O, die lam van God sonder smet. Die lam van God sonder smet. Hy is wel gedood na die vlees, maar lewend gemaak na die Gees. Die lam is geslag, die lam van God geslag, sonder smet, vir juist daardie skape wat besmet was, vir daardie skape wat weggedwaal het, en lewend gemaak deur die Gees, prys die Here. Daarom is die graf leeg, en die kruis het 'n betekenis, want die ewige lewe is in Christus Jesus. Ewige lewe is in Christus Jesus. En hier is die evangelie in een sin. Nie ek bring myself na God toe nie. Ek weet baie keer sê ons mekaar, gaan na God toe. Maar Christus bring my na God toe. Want ek kon nie. En ek dink so, die Bybel sê vir my, ons is in vyandskap met die kruis. Daar's niemand wat God soek nie. Dis niemand regverdig nie.
En dan dink ek, Here, hoe is dit moontlik? Dan besef ek net, weer jy, deur die jare het die Here ergens 'n woord en dan roep hy en dan stuur hy 'n woord en hy stuur 'n persoon wat met jou gesels. En ek bid so terwyl jy luister en jy's nog nie by die Here uitgekom nie, dat hierdie woord sal ekko in jou hart. Christus bring jou na God. Gaan na Christus toe en sê, Here, hier is ek is hier, ek het U so nodig. Ek hoor U kom sterf vir my. Ek is onregverdig. Ek is 'n sondaar, maar U is heilig. U is die lam, ek is verdwaal. U is die lam van God. Ek is dood in my sonde, maar U kan my lewendig maak. Weet jy, as mense, ek skryf nou hierso 'n illustrasie neergepen, ag, en jy ken dit so mooi. Ek dink wanneer mense daar in die water is, kom ons sê waar ook al by die see, hulle is besig om te verdrink, dan help dit nou nie ek en jy gooi nou 'n instruksieboek uit en sê, hoorie daar, terwyl die persoon besig om te verdrink, hoorie, hier's 'n instruksieboek, lees om te swem. Nee. So hoe maak ek en jy met die Bybel? Maak ons baie keer ook so, nee, maar jy vat net die Bybel en gaan lees. Nee, ek en jy kan nie dit doen nie. Jy gooi ook nie 'n swemles pamflet uit nie, om te sê, hey man, jy soek die Here, sê, hoor, daar's 'n diens een of ander plek, lees net so 'n bietjie hierso. Nee. Jy stuur 'n redder, bedoelende Christus het gekom, hy is die redder, en ek en jy moet dan vir daardie persoon help. Ons moet inklim en inspring en sê, hoorie, wag 'n bietjie, ek het 'n lewensboei, ek kan swem, ek gaan jou help. Is dit hoe ek en jy is, of stap ons weg en sê, nee man, hier's die boek, hier's 'n traktaatjie en daar's tyd en daar's plek vir dit. Hoor nou, mooi, voor jy nou my gaan sê, dominee, ek gaan jou sommer onder klippe stook. Nee, glad nie dit nie. Wat ek jou wil sê is, daar is tye waar ek en jy moet kom, terwyl ons juis gaan rekenskap gee aangaande hierdie hoop wat in ons is. As ons sien mense is naby en mense is soekende na die Here, hulle is besig in daardie dal van beslissing. Klim in daar by hulle, sê, luister, ek gaan jou help. Ek red jou nie, Christus red. Maar weet wat, ek kan jou help om by hierdie verlosser uit te kom. En daai verlosser het deur sy bloed het hy ons gebring na die Vader. Jesus is die redder. En hoor daai woorde, eenmaal het jy hom gelees, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy lei nie weer nie en nog nie en aanhoudend nie. Ek het so tyd terug, eintlik 'n paar jaar terug het ek dit gehoor en ek dank die Here, daai het eintlik in dood geloop om te sê, maar die Here Jesus voel nog steeds die pyn en hy's nog steeds in trane en hy doen nie meer nie, hy het eenmaal die offer betaal. Hy hoef dit nooit weer te herhaal nie, dis klaar, die werk is klaar, dis afgehandel, die kruis is leeg. Hy het hy is my persoonlike redder, né? Nou kan ek jou so vra, is myne, maar is hy joune? Is jy nog besig om jouself te red, deur jou koninkryk te bou, deur jou werk te behou, deur jou toekoms te beplan, deur sekuriteit daar te bou vir jouself en te sê, maar ek kan myself red, ek is my eie God, ek kan doen wat ek wil. Ek het nie 'n verlosser nodig nie. Ek kan sommer nou ophou met hierdie gewoonte en hierdie sonde en hierdie verslawing. Ek kan nou ophou as ek wil. Ons hoor dit my so, ek kan nou ophou as ek wil. Nou hou op. Maar ek kom agter naderhand, baie keer moet ek eerlik wees en sê, Here, ek kan nie, ek het 'n redder nodig. Steek jou hand uit, skree hard, sê, Here, hier's ek. En dan kom hy, hoor hierso, en terwyl ek met jou gesels, juis oor daardie gedagte van 'n redder nodig, om te sê, ek is besig om te verdrink, dan kry jy hierdie vers 20, 1 Petrus 3:20, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is. Nou dit sê ek nou vir jou, bly altyd vir my 'n aangrypende verhaal. Altyd. En as ek en jy nou vir mekaar kan herinner, dit was 120 jaar lank het Noag gebou, en ek glo saam met die seuns, het hy gebou, hy die ark gereed gekry, 120 jaar. Dink jy nou nie, dis 'n geduldige God nie. Dis 'n lydsame God, 'n God wat sê, weet, kom ons gee nog 'n bietjie genade, kom ons sit nog 'n paar jaar by. Ons doen. Want aan die einde van die dag, Noag gebruik hierdie voorbeeld om vir ons te sê, luister, hier is een man teen die hele wêreld. Dis as ons daarna kyk, moet ons sê dit, laat ons dink aan Christus teen die hele wêreld. En die hoeveelheid mense wat gered is skrikwekkend. As jy dink teenoor die hele wêreld, ek weet nou nie hoeveel was die populasie nie, maar net 8 is gered. Vriende, luister, dan moet ek en jy vir mekaar kom sê, ek weet, die Nuwe Testament sê ons so maklik vir almal,
Nou ek en jy, ek met mekaar, ons moet nou eers breek. Ons breek eers vir die musiek en dan kom ons verder, gesels verder hier uit 1 Petrus 3, die visserman se storie. Het jy al gedink hoe snaaks moes dit gewees het Noag vir hulle? Het jy al gedink hoe met mense na Christus gekyk het en te sê, weet jy wat, jy verkondig totaal en alle ander leerders wat die bekende kerk van die tyd, die sinagoge en die skrifgeleerdes, fariseërs, hulle het nie dit, hoe kom jy nou met hierdie ding? 'n ander koninkryk praat jy van, 'n koninkryk van liefde en van omgee en van sagmoedigheid. Hoe praat jy hierdie? Nee, daar's reëls, daar's wette. So dink by jouself, hoe moes hulle gekyk het na Noag? Noag, hierdie een man, 120 jaar verkondig hy, is besig om 'n ark te bou, nog nooit 'n ark gesien nie. Het jy al gedink, nog nooit 'n ark nie. Ek weet nie of daar skepe was nie, maar kom ons sê dit miskien, ek weet ook nou nie, miskien was daar skepe, hulle dalk gevaar, as daar 'n see was en 'n meer, dan kon hulle dalk daarop gevaar het, so hulle kan dalk verstaan. Maar hy is besig om 'n ark te bou. Nou in sy geval, hy bou nie die ark in die see nie, hy bou nie die ark waar water is nie, hy bou dit op droë grond. Hoe gaan hy die ark gebou kry? Bou op droë grond. Ek weet nie waar was dit, ek weet nie of waar sand was nie, ek verstaan ook nie dit nie. Maar as jy gedink, hy bou op droë grond, so, hier bou jy iets wat ons glad nie ken nie, vertel ons 'n verhaal wat ons nie kan glo nie, want hoe gaan daar reën kom, en dit gaan die aarde oorspoel, en die mense het gelag en gespot, en gesê, hy is mal man, hy is mal. Gesê, die wetenskap ondersteun nie hierdie ding wat jy bou nie, vandag sê ons dit, So hier en daar is daar mense wat sê, nee, maar die ark is moontlik, hulle kan al die diere daar aanpas, ensovoorts. Gesê, maar die meerderheid sê hy is verkeerd, en tot die reën gekom het. Toe is al daai conspiracy theories op 'n einde, né? Toe Noag se ark ewe skielik begin flout. Wat het hy gedoen? Waarmee was hy besig? En ons het hom gespot en gelag en so waar hierdie reën gekom. So kind van God, ek en jy moenie die waarheid meet en dit wat die Here aan ons doen ten opsigte van die meerderheid nie. Ek dink dis een gevaar. Ons meet ons so maklik aan ander mense. En ek dink dit gebeur ook baie in die kerke, van die kerk dink ek baie keer sien hulle as 'n kompetisie. Dis kompetisie tussen die kerke. Ek het meer mense en jy het meer mense. Ek het minder, of wat ook al die geval mag wees. Jy weet, die een dominee preek so, daai een dominee preek so. Daai jeug is so en daai jeug is so. So ek verstaan dit, maar ek en jy moenie gaan en sê, hoorie, waar die meerderheid is altyd reg nie. Dit kan nie wees nie. Die meerderheid het nog altyd verkeerd gekies. Het jy al gedink daaraan? Die meerderheid, want die was een man. Hier's Christus, een man wat kom sterf het aan die kruis. Kan dit wees, dit is die lam van God? Kan dit wees, dis die seun van God? Kan dit wees, dis ons verlosser? Dis die Messias, dit kan mos nou nie wees nie. En van die 12 het selfs een ook gesê, nee. Terwyl hy met hulle gewandel het, Jesus het self gesê, want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Ek hoor nou die dag iemand praat met my, en hy sê vir my, Dominee Willie, maar hoe verstaan ek hierdie teksvers? Want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Ek sê vir hom, lees hom vir wat dit werd is, net so. Maar jy hoef nie iets in te lees nie. Ag, ek weet, ons het in mekaar gekom en gesê, ja, die poort is nou, en ons vertel, party mense vertel van die kameel wat nie kan gesak het met die goed op sy rug nie, maar ek wil nou nie uitlatings maak daaroor nie, alhoewel party na navorsing het gesê, daar is nie aanduiding daarvan nie, want as die kameel onderin was, hoe kon hy deurgekruip, die kameel kan nie kruip. Ag, so ek wil nie vir jou so toe gaan en sê, ja, die naald van waar die kameel kan deurgaan, naald van 'n oog, en Maar hierdie pad is smal en wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Dink jy nie die Here het geweet in Noag se tyd, daar gaan net 8 gered word nie? Nog steeds het hy vir Noag gesê, bou die ark, preek, vertel hulle. En in ons tyd moet ons vir mekaar kan sê, maar hoe dink ons, is Christus 'n realiteit of is dit net iemand om ons lewe beter te maak, lekkerder te maak, te voorsien, deur te dra, te genees en dan gaan ons aan. Maar Christus is nie dit nie, Christus is baie meer is dit. Christus is ons verlosser en saligmaker, die verlosser van sonde, die saligmaker van ek kan die ewige lewe ontvang as 'n geskenk van God.
as 'n geskenk van God. En dan dan sê hy hierdie gedagte, daar in vers 21 bring hy die doop by, nie as 'n meganisme net van redding nie, maar as 'n publieke verklaring, juist daaroor, omdat hy gesels het oor soos Noag, né? Noag in die ark. En eintlik wat dit vir my sê, dit is eintlik 'n gebede vir my gewete om te sê, luister, met die doop kom ek en ek sê, maar ek is aan die kant van Christus. Ek staan by die ark. Ek klim in. Ek klim in. Ek staan by die ark, selfs al spot die wêreld my. Al spot die wêreld my. En hy sê dit, Petrus sê, luister, ek sê dit vir jou, my kerkies wat verspreid is, julle is vreemdelinge, selfs al spot die wêreld julle, selfs al hoon hulle julle, al staan jy alleen, al lyk dit onmoontlik asof God nie daarin is nie, dink aan Noag, en onthou, as jy gedoop is, jy is gedoop in Christus. Vers 22, kom ons kyk of ons met hierdie kan klaarmaak, dan sal dit wonderlik wees. Ja, ons kan klaarmaak. Dan gaan ons na 1 Petrus 4, jippie. Nou luister, Christus eindig natuurlik nou nie by die kruis alleen nie, maar hy eindig by die troon. As jy hom gaan lees, daar is hy, vers 22. Wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Halleluja. Hoor jy? Ek wil jou bemoedig, my broer, my suster, vir jou, kind van die Here, daar waar jy luister, om te sê, weet jy wat? Christus is nie net aan die kruis gemartel en gedood nie. Hy het ook nie net opgestaan nie. Hy het ook opgevaar. Ons was mos al daar by hemelvaart. En dan hierdie hy aan die regterhand van God is. Hy het daar gaan sitplek inneem, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Daar's niks wat nie onderwerp is aan God nie. Hoor jy dit? Die vyand moet buig. Hy is nie hy is 'n teenstander, maar hy is nie die oorwinnaar nie. Hy is oorwin. Die een wat jou beskuldig en aankla, hy is oorwin. Die een wat in die gereg opstaan, wat 'n woord spreek, hy is oorwin. Die een wat jou mishandel, die een wat jou seermaak, die een wat jou benadeel, God is groter as daardie. Die diagnose, daardie prosedure, God is groter as daardie. God is groter. Jou krisis by die werk, jou werkloosheid, God is groter. God is groter. Kan ons by daai plekkie kom om te sê, Here, engele en magte en kragte is aan u onderwerp. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk. Prys die Here. So dit is nie net Christus aan die kruis nie. Dan kan ek vir jou sê, alles, jou pyn en lyding, jou pyn, wat jy nou beleef, is nie 'n eindbestemming nie. Die trane, jou trane, is nie die finale hoofstuk nie. Kan jy dit weer 'n keer vir jou sê, dit wat jy nou beleef, daai trane wat jy huil, is nie die laaste hoofstuk nie. Loof die Here, God is in beheer. Jou vervolging is nie die einde van die storie nie. Nooit die einde van die storie nie. Die troon wag, die oorwinning is reeds daar bepaal. Vir jou en vir my binne in Christus om te sê, Here, ek ly en u weet daarvan, ek het hierdie pyn, maar u weet daarvan, maar u is besig, u het my nie gelos nie, daar is 'n toekoms saam met u. Daar is hierdie hoop wat nie beskaam nie. Die een wat gelei het, hy regeer nou. Die een wat gekruisig is, hy is verhoog. Die een wat begrawe is, hy het opgestaan en hy sit aan die regterhand van God. Hy sit ook aan die regterhand van God oor jou krisis, oor jou probleem, oor jou lyding, oor jou pyn, oor jou mislukkings, oor jou verlede, oor jou sonde. Hy sit aan die regterhand van God die Vader en die oordeel behoort aan hom. Laaste sluit ek af mee. Hoe lyk jou lewe daar by die huis? As ons nou terugdink hier na 1 Petrus 3. Hoe lyk jou lewe by die huis? Gaan lees bietjie 1 Petrus 3 en dan sê, leef ek dit reg uit? Hoe lyk jou gees daar in jou binneste, die deel wat niemand kan sien nie? Wat niemand kan sien nie. Ek praat nie van die masker wat jy dra nie, ek praat daar diep in jou wese. Hoe lyk daai geestelike lewe van jou verhouding met God? Hoe reageer jy op onreg en op aanvalle? Het jy dit al vir die Here gegee? En leef jy so dat mense vra oor jou hoop, dat hulle nuuskierig raak om te sien, maar jy reageer anderste in sekere omstandighede. Jy is net nie soos ek nie, ek raak nie so kwaad nie, jy weet nie weerwraak nie. Dan staan jy by die ark om te sê, ek is in Christus gedoop,
en ek het opgestaan in 'n nuwe lewe. Nou ek bless jou, ek groet jou van my kant af, Dominee Willie Henning van die Agape Gemeente daar in Potchefstroom. Blessings.